Goeiemôre gemeente en liewe luisteraars oor die radio. Mag die Here julle ryklik seën vandag. Die Markus gemeente is 'n klein maar intieme gemeente in Garsfontein, Pretoria. Ons is interkerklik en streef daarna om samewerking en eenheid binne die groter liggaam van Christus te bevorder. Geliefdes, vrede, barmhartigheid en vrede vir julle van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, wys ons vanmôre u Vaderhart en raak elke persoon aan deur u liefde en genade. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Kom ons loof nou die Here deur saam te sing lied 442, Gees van God. Skriflesing vanoggend kom uit Johannes 14 vers 7 tot 11. Jesus sê hier vir sy disippels: As julle my ken, sal julle my Vader ook ken. En van nou af ken julle hom en sien julle hom. Toe sê Filippus vir hom: Here, wys vir ons die Vader en dit is vir ons genoeg. En Jesus sê vir hom: Ek is al so lank by julle en ken julle my nie, Filippus? Wie my sien, sien die Vader. Hoe kan jy dan sê, wys vir ons die Vader? Glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek met julle praat, praat ek nie uit my eie nie, maar dit kom van die Vader wat in my bly en sy werke doen. Glo in my omdat ek in die Vader is en die Vader in my, of anders glo op grond van die werke self. Tot sover uit God se woord. Mag hy sy woord aan ons harte en lewens seën. Ek wil graag vanmôre praat oor die onderwerp: wie is God? Wie is God regtig? Hoe sien jy die Here? Wat is jou beeld van God? Sommige mense sien die Here as 'n ou man met 'n grys baard, ver verwyderd, afsydig, nie hy is baie vriendelik nie, meestal kwaai, kras, 'n bietjie hard, foutvinderig, tot soms dalk wreed. Hulle dink die Here is nooit tevrede met hulle nie en hulle is nooit goed genoeg vir God nie. Party mense het 'n hinderlaag teologie en hulle dink op hulle lewenspad sit die Here langs 'n bossie op die pad en wanneer hulle verbykom gaan hy uitspring en iets vreesliks aan hulle doen. Hy's uit om my te kry. Nee wat? Die Here kyk nie oor sy skouer nie om fout te vind met jou nie. In 2 Korintiërs 5 vers 19 staan daar: die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken. As jy nou 'n kind van God is hierdie waar vir jou.
let wel, en die mense hulle oortreding nie toereken nie. Die Here tel nie jou foute en reken dit jou nie toe nie. Hy hou nie boek oor elke slegte detail van jou lewe nie. Nee, hy is nie 'n kwaai God nie. Geliefde, die Here is nie 'n kwaai God nie. God is groter, beter en vriendeliker as wat jy dink. Moenie die Here sien as 'n regter nie, maar as 'n Vader. In die hart van die heelal is daar 'n Vader, net soos Jesus ons geleer het. In Johannes 5 vers 22 sê Jesus, self veroordeel die Vader niemand nie. Hoor mooi, self veroordeel die Vader niemand nie, maar die oordeel het hy geheel en al aan sy seun oorgelaat. En nou sê jy dalk, dit is wonderlik die Vader my nie veroordeel nie, maar Jesus gaan my veroordeel. Maar hoor wat sê Jesus in Johannes 5 vers 24. Hy sê, dit verseker ek julle, die luister na wat ek sê en in hom glo wat my gestuur het die ewige lewe. Hoor mooi, het die ewige lewe. Hy word nie veroordeel nie, maar het reeds uit die dood na die lewe oorgegaan. Hy word nie veroordeel nie. Nee, die Here is nie 'n kwaai regter wat nooit met jou tevrede is nie. In Jakobus 2 vers 13 staan daar, barmhartigheid triomfeer oor die oordeel. God se barmhartigheid triomfeer oor die oordeel. In die Engelse vertaling staan daar, mercy triumphs over judgment. Geliefde, God veroordeel jou nie. In Romeine 8 vers 1 skryf Paulus, daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Is dit nie wonderlik? En daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. En dan in Romeine 8 vers 33 sê hy, wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Ja, dit is die vyand, die ou duiwel wat ons veroordeel en aankla. Die Heilige Gees oortuig jou somtyds van sonde, maar hy sal jou nooit aankla en veroordeel nie. Dit is die duiwel wat veroordeel en aankla. Gemeente en luisteraar, God is 'n Vader, die wonderlikste Vader in die hele heelal. Miskien het jy al 'n goeie pa gesien en jy sê, maar dis nou 'n goeie pa. Wel, kom ek sê vir jou, ons hemelse Vader is 1 miljoen mal beter pa as nog daai aardse Vader. Hy is God vir die wêreld, maar Vader vir ons. In Romeine 8 vers 15 staan dat die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang, wat julle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat roep, Abba, dit beteken Vader. Nou Jesus het die Vader aangespreek as Abba. Dit is die Arameese liefdeswoordjie vir pa of papa. So Jesus het sy Vader aangespreek as Papa Vader. Nou sê vir my, is God ook jou Abba Vader? Is hy ook jou Papa God? Ons moet beweeg in ons begrip van God en groei vanaf God na Vader toe en vanaf Vader na Abba Vader toe. Baie mense het 'n afwesige pa gehad, 'n kwaai pa, 'n dominerende pa, miskien 'n pa wat hulle misbruik het. En nou projekteer hulle dikwels onbewustelik hierdie beeld op God en dan dink hulle die Here is ook so en dit verhinder hulle om 'n goeie verhouding met die Here te hê. Nou hoe is hierdie Vader dan? Die Vader is net soos Jesus. Onthou, Jesus was lief vir mense, hy het mense genees, hy het mense verlos van bindinge. In Johannes 14 vers 8 tot 9, ons teksgedeelte vanoggend, staan daar, toe sê Filippus vir hom, Here, wys vir ons die Vader, en dit is vir ons genoeg. En Jesus sê vir hom, ek is al so lank by julle, en ken julle my nie, Filippus? Wie my sien, sien die Vader. Hoor mooi, hy sê, wie my sien, sien die Vader. Hoe kan jy dan sê, wys vir ons die Vader? Glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my is nie? Geliefde, God is liefde. In Johannes 4 vers 18 staan daar, God is liefde. Is dit nie 'n wonderlike definisie vir die Here nie? God is liefde en God is goed. En Eksodus 33 vra Moses vir die Here, Here, wys my u heerlikheid.
En dan in vers 19 sê die Here vir hom, ek sal al my voortreffelikheid voor jou laat verbykom. En daardie woordjie voortreffelikheid beteken ook goedheid en word so vertaal in alle vertalings. God is liefde en God is goed. En hy is goed die hele tyd. Die Here het ons ook onvoorwaardelik lief. Die Here het ons nie voorwaardelik lief soos mense nie. Mense het voorwaardelik lief en sê, jy moet eers dit doen en dat doen en dan sal ek jou lief hê. Nee, die Here het ons onvoorwaardelik lief. Die Here stuur vir Jona na Ninive om te preek en te sê, hy gaan Ninive verwoes binne 40 dae as hulle nie bekeer nie. En dan bekeer Ninive hulle. En nou is Jona baie kwaad. Want hy sê hierso in Jona 4 vers 1 tot 2. Ag Here, ek het dit geweet toe ek nog in die land was. Daarom het ek reg in die begin na Tarsus toe gevlug. Ek het geweet U is 'n genadige en barmhartige God, lankmoedig en vol liefde. U sien maklik af van die straf wat U aangekondig het. Nou sê jy vir my, dis reg, ek glo die Here is lief vir my, maar ek dink nie hy hou baie van my nie. Maar jy weet jy's verkeerd, broer en suster. Die Here is lief vir jou, hy hou van jou en hy geniet jou, net omdat jy sy kind is. Nie oor enigiets wat jy doen of nie doen nie. Nee, hy is lief vir jou, hy hou van jou en ja, hy geniet jou tot. Geliefde, God is groter, beter en vriendeliker as wat jy dink. Maar nou sê jy dalk, maar die Here lyk nie vir my so baie vriendelik in die Ou Testament nie. Maar jy moet onthou, in die Ou Testament het die Here gewerk met 'n volk wat baie hardkoppig en opstandig was. Ook in die Ou Testament sien ons 'n openbaring van God se heiligheid. En in die Nuwe Testament sien ons 'n openbaring meer van sy genade en sy liefde. Die Nuwe Testament is 'n meer volledige openbaring van God se hart en geaardheid. In Johannes 1 vers 17 staan daar, God het die wet deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. As jy aan die Here dink, moet jy altyd dink aan sy liefde en sy heiligheid. Party mense fokus op sy liefde, maar vergeet van sy heiligheid. Die liefde en die heiligheid van God is soos twee kante van dieselfde muntstuk. Ja, God is liefde, maar hy is ook heilig en hy haat sonde. Maar as jy berou het oor jou sonde en jy bely dit en jy jou voorneem om nie weer te doen nie, dan vergewe die Here jou en hy herstel sy verhouding met jou. Onthou, God is liefde en hy is heiligheid. Gemeente, liewe luisteraar, God is vir jou, nie teen jou nie, en hy is aan jou kant. In Romeine 8 vers 31 sê Paulus, God is vir ons, wie kan dan teen ons wees? Ja, God is vir jou en hy is aan jou kant. Ander mense kritiseer jou dalk, hulle keer jou nie goed nie, hulle aanvaar jou nie, hulle waardeer en respekteer jou nie, dalk verwerp hulle jou, maar die Here aanvaar jou volkome en hy is lief vir jou. Aanvaar ook na jouself en wees ook gerus lief vir jouself. Onthou wat Jesus sê in Markus 12 vers 31. Hy sê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Lief hê soos jouself. Jy hoef nie eers perfek te wees voordat die Here jou aanvaar en lief het nie. Jy hoef nie meer te bid, meer Bybel te lees, meer heilig te wees, meer goeie dade te doen nie. Nee, hy het jou reeds meer volkome aanvaar as wat jy jouself ooit sal aanvaar. En die Here dink ook meer van jou as wat jy van jouself dink. Dalk verras dit jou 'n bietjie. Jy is baie kosbaar en waardevol vir die Here, geliefde. Hoor my, jy is baie kosbaar en waardevol vir die Here. Hy sou Jesus na die kruis toe gestuur het, al was jy die enigste mens wat op die aarde gewoon het. Sê dit nie iets vir jou van jou waarde voor God nie. Die Vader het jou vir homself geskape. Jy is 'n verlenging van sy liefde. In Johannes 16 vers 27 sê Jesus, want die Vader self het julle lief, omdat julle my lief het en glo dat ek van God gekom het. Ons kan daai sinnetjie, want die Vader self het julle lief, ook so vertaal. Die Vader self het julle innig lief, omdat julle my lief het
en glo dat ek van die Vader gekom het. Geliefde, die Here is lief vir jou. Hy het jou innig lief en hy keer jou goed. As jy mooi luister, sal jy hoor dat hy jou naam fluister. Miskien het jy ouers gehad wat nooit vir jou gesê het, my kind, ek is lief vir jou nie, en in dit in jou oor gefluister is nie. Maar jy weet, die Here is lief vir jou net soos jy is. Ontvang dit vanmôre, ontvang dit van die Here. Hy sê vir jou, my kind, ek is innig lief vir jou. Ek is innig lief vir jou, my kind. Jy kan niks doen wat sal maak dat God jou minder lief het nie, en ook niks doen wat sal maak dat hy jou meer lief het nie. Sy liefde is absoluut volmaak, konstant en ewigdurend. Gemeente, luisteraar, God is groter, beter en vriendeliker as wat jy dink. Die Vader het jou geskape vir intimiteit, nabyheid en geestelike gemeenskap met homself. Hy roep jou tot 'n verhouding, 'n liefdesverhouding. Hoor mooi, hy roep jou tot 'n liefdesverhouding met homself in Christus en deur sy Gees. In Markus 12 vers 30 sê Jesus, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Hy sê nie hier, jy moet die Here gehoorsaam nie, en dit is baie belangrik om te gehoorsaam, maar nie, hy sê eers, jy moet die Here lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, verstand en krag. Hoekom? Want die Here weet, as jy hom lief het, sal jy hom in elk geval gehoorsaam. Hy soek jou liefde, dis wat hy van jou vra. Luisteraar en gemeente, God het jou meer lief as wat hy jou nodig het. Gemeente en luisteraar, jy sal ook nooit meer regverdig wees voor God as wat jy reeds is nie. In 2 Korintiërs 5 vers 21 staan daar dat ons die geregtigheid van God in Christus is. Ja, jy is die geregtigheid van God in Christus as jy 'n kind van God is. God sien jou in Christus as regverdig en heilig. Hoor dit weer, God sien jou in Christus as regverdig en heilig. Jy is 'n geredde heilige, onthou dit maar. Jy is 'n geredde heilige. Jy kom nie na God op grond van wat jy voel of nie voel nie. Jy kom altyd na God net op grond van die bloed van Jesus. Jy is waardig ook deur die bloed van Jesus om met jou hemelse Vader 'n intieme verhouding te hê. In Hebreërs 10 vers 19 staan daar, broers, ons het nou dus deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom en dit op 'n weg wat nuut is en na die lewe lei. Hoor mooi, vrye toegang tot die heiligdom. Jou verhouding met God is 'n genadeverhouding, nie deur jou eie verdienste nie. Jy kan niks doen om God se liefde te verdien nie. Dit is verniet. Moet nooit ook bang wees vir die Here en die Here se wil nie. Moenie nou dink omdat jy die Here se wil regtig wil doen, gaan hy jou Siberië toe stuur nie. Nee. Hoor wat sê in Jeremia 29 vers 11. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Is dit nie 'n wonderlike vers nie? Die Here sê vir jou vanmôre, geliefde, ek weet wat ek vir jou beplan, sê die Here, voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir jou 'n toekoms gee, 'n verwagting. Ja, die Here het 'n wonderlike plan met my en jou lewe. Sy plan is baie groter en wonderliker as jou eie plan. Vra hom daarvoor en vertrou hom daarvoor. Sy wil is ook 'n goeie en 'n heilsame wil. Sy wil is jou welsyn. Onthou hierdie woordjies. Die Here se wil is jou welsyn, altyd. God is goed en die duiwel is sleg. Moenie die twee met mekaar verwar nie. Hy het goeie bedoelings met jou. In Matteus 7 vers 9 tot 11 sê Jesus, watter mens onder julle sal vir sy seun 'n klip gee as hy 'n brood vra, of 'n slang as hy 'n vis vra? As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee aan die wat dit van hom vra. As jy vir die Here brood vra, gaan hy nie vir jou 'n klip gee nie. Ai tog.
Hoe dink ons partykeer tog oor die Here? 'n Vader gaan mos nie vir sy kind sy hand vat en teen 'n warm plaat druk en sê, kyk nou my kind, die stoof gaan jou brand. Jy het nou 'n les geleer vandag. Nou hoekom dink ons die Here sal sulke dinge met ons doen? Hy is die beste Vader in die heelal. Nee, die Here wil ons nie seermaak nie. En hy wil nie ons hê dat ons onnodig moet ly nie. En die wonderlike ding is ook, hy werk alles ten goeie in ons lewe. Hy werk alles ten goeie. Miskien dink jy aan jou probleme, aan mislukkings in jou verlede, waar jy gestruikel het. Gee dit vir die Here vandag. Gee al daardie dinge vir die Here vandag. En as jy dit doen, sal hy dit ten goeie werk. Romeine 8 vers 28 sê, ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Die probleem is, baie mense sien nie God as groot genoeg vir vandag se moderne eise en behoeftes nie. Tog begin die wetenskap en veral die astronomie om vir ons te wys dat God baie groter is as wat ons ooit kon droom. Ons het maar nog net begin om die grootsheid en goedheid van God te verstaan. Geliefde, God is groter, beter en vriendeliker as wat jy dink. God is groot en waardig om aanbid en gedien te word. Ons praat vanmôre oor wie is God. En wanneer ons praat oor wie is God, moet ons ook kyk na God se attribute of sy eienskappe. Oor watter soort eienskappe beskik God en hoe kan hy beskryf word? Nou ek wil dit vir jou voorlees en ek wil net hê jy moet rustig luister, laat die water van God se woord oor jou spoel en jou gees versterk. God is drie-enig, wat beteken dat hy 3 in 1 is, dieselfde in wese, gelyk in krag en mag. Matteus 28 vers 19. God is liefde, soos ons gesien het, 1 Johannes 4 vers 8. God is heilig, wat beteken dat hy afgesonder is van alle morele verontreiniging, sonde, ewel en kwaad, en ook vyandig gesind is daarteen. Jesaja 6 vers 3. God is welwillend op goed, Psalm 31 vers 19. God is soewerein, wat beteken dat hy oppermagtig is. Niks of niemand kan wetend of onwetend sy voornemens teenwerk nie. Psalm 95 vers 3. God is ewig, wat beteken dat hy geen begin of einde het nie. Hy is onsterflik. Psalm 90 vers 2. God is onveranderlik, wat beteken dat hy nie kan verander nie, en dat hy ten volle betroubaar en geloofwaardig is. Maleagi 3 vers 6. God is onvergelykbaar, wat beteken dat niemand soos hy is nie, nie in werke of wese nie. Hy is ongeëwenaard en volmaak. 2 Samuel 7 vers 22. God is onpeilbaar, dit wil sê hy is ondeurgrondlik, onnaspeurlik, en dit is onmoontlik om hom ten volle te verstaan. Jesaja 40 vers 28. God is regverdig, wat beteken dat hy nie mense voortrek bo mekaar nie. Hy is onpartydig, Deuteronomium 32 vers 4. God is almagtig, hy kan enigiets doen wat hy wil, maar sy aksies is altyd in ooreenstemming met die res van sy karakter. Openbaring 19 vers 6. God is alomteenwoordig, wat beteken dat hy altyd en oral teenwoordig is. Psalm 139 vers 7 tot 10. God is alwetend, wat beteken dat hy die verlede, hede en toekoms ken. Psalm 139 vers 1 tot 5. God is enig, wat beteken dat daar geen ander soos hy is nie. Deuteronomium 6 vers 4. God is waarheid, wat beteken dat hy in ooreenstemming is met alles wat hy is, dat hy onbedorwe bly en nie kan lieg nie. 1 Samuel 15 vers 29. Verder is God selfgenoegsaam, hy is genadig en barmhartig, en geen sonde is te groot vir hom om te vergewe as jy ware berou het nie. God is ook getrou, hy is lankmoedig, en God is alwys. Nou ons praat oor wie is God, en dan moet ons ook kyk na die heilige Hebreëse name van God in die Bybel. Hierdie name beskryf die verskillende aspekte van God se karakter. Kyk ook gerus in die ou vertaling na van die tekste. Ek lees dit vir jou voor,
laat die water van God se woord oor jou spoel. Hy is El, die sterk een, die magtige een, die skepper. Hy is Elohim, die sterk een, die regeerder. Jeremia 31 vers 33. Hy is El Oloa, die een en enigste ware God. Deuteronomium 32 vers 15. Hy is El Elyon, God die allerhoogste, die sterkste een. Genesis 14 vers 19 tot 20. Hy is El Shaddai, God almagtig, die algenoegsame een, die God wat meer as genoeg is vir jou. Genesis 49 vers 24. Hy is El Roi, God die alsiende een, die God wat my sien. Genesis 16 vers 13 tot 14. Hy is El Olam, die ewige God. Genesis 21 vers 33. Hy is El Gibor, die magtige of groot God. Jesaja 9 vers 6. Hy is Adonai, dit is Here of my Here en ook Meester. Genesis 15 vers 2. Hy is Immanuel, God met ons. Jesaja 7 vers 14. Hy is Yahweh, ek is wat ek is. Die Here praat met Moses en verskyn aan hom in die brandende doringbos en hy sê vir hom, ek is wat ek is. Hy is die een wat op sy eie en ewig bestaan. Yahweh is ook sy verbondsnaam. Exodus 3 vers 14 tot 15. Hy is Yahweh Jireh, God sal voorsien, die voorsiener. Genesis 22 vers 14. Die wêreld, mense, jou werk, jou baas, jou man is nie jou voorsiening nie. Nee, God is jou bron van voorsiening. Onthou dit gerus, God is jou bron van voorsiening. In Filippense 4 vers 19 skryf Paulus, en my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien, volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus. Ek lees dit weer vir jou, en my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien, volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus. Hy is Yahweh Rohi, die Here is my herder. Dawid skryf in Psalm 23 vers 1, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Is hy ook jou herder, en kan jy ook sê, jy kom niks kort nie. Eendag is daar 'n man, en hy praat voor 'n gehoor, en hy lees Psalm 23, baie professioneel voor, en na die tyd klap al die mense hande, en toe staan daar 'n ou man op, en hy stap vorentoe, en hy lees Psalm 23, al stotterend, en na die tyd het almal trane in hulle oë, en die eerste man stap na hom toe, en hy sê vir hom, nou wat is die verskil tussen my en jou? Hoe kan jy hulle beweeg tot trane? En hy sê vir hom, jy ken die Psalm, maar ek ken die herder van die Psalm. Hy is Yahweh Rapha, ek is die Here wat jou genees. Exodus 15 vers 26. Ja, en jy moet die Here ook vertrou vir jou genesing. In 1 Petrus 2 vers 24 sê Petrus van Jesus, deur sy wonde is julle genees. Let wel, deur sy wonde is julle genees. Die Here het aan die kruis jou sonde gedra, maar hy het ook jou siektes gedra. En net soos jy hom vertrou het om jou sondes te vergewe, so kan jy hom ook vertrou om jou siektes te genees. En jy kan hom vertrou vir fisiese genesing, geestelike genesing, verstandelik en emosionele genesing. Dawid skryf in Psalm 23 vers 3, hy gee my nuwe krag. Mens kan dit so vertaal, hy herstel my siel, of hy maak my siel heel. Hy is Yahweh Mekadeshkem, ek is die Here wat julle heilig. Exodus 31 vers 13. In Christus het jy 'n stand en 'n status van heiligheid voor God. In Hebreërs 10 vers 10 sê die skrywer dat ons geheilig is deur die offer van die liggaam van Jesus Christus, eens en vir altyd. Hy is Yahweh Kana, die Here is jaloers, Exodus 20 vers 5. En hierdie is nie 'n lelike jaloesie nie. God is jaloers want hy wil jou vir homself hê. Hy wil jou nie deel met sonde nie. En hy wil nie hê dat daar enige iets tussen jou en hom moet kom wat julle verhouding kan skaad nie. Hy is Yahweh Nissi, die Here is my banier, Exodus 17 vers 15. Hy is Yahweh Tsidkenu, die Here ons geregtigheid, Jeremia 23 vers 6. In Christus het jy 'n stand en 'n status
van geregtigheid voor God. In 2 Korintiërs 5 vers 21 sê Paulus dat ons nou die geregtigheid van God in Christus is. Martin Luther het gepraat van die vreemde geregtigheid. Dit kom van buite, dit kom van God, want dan word dit jou eie. Hy is Yahweh Shalom, die Here is ons vrede, Rigter 6 vers 24. In Filippense 4 vers 7 sê Paulus, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Die Here wil hê dat sy vrede oor jou hart en gedagte sal heers en die wag sal hou. Hy is Yahweh Shafat, die Here is ons regter, Rigters 11 vers 27. Ja, die Here is jou regter. Dit beteken as iemand met jou mors, gaan die Here met hom afreken. Maar moet dit nie self probeer doen nie. Gee dit in die hande van die Here. Vergewe die persoon en gewe die saak in sy hande. Hy is Yahweh Sabaoth, die Here van die leerskare. 1 Samuel 1 vers 3. Hy is Yahweh Hosenu, die Here wat ons gemaak het. Psalm 95 vers 6. Hy is Yahweh Shammah, die Here is daar, die ewig teenwoordige een. Esegiel 48 vers 35. Geliefde, God is groot en waardig om aanbid en gedien te word. Ek sluit af. Miskien het jy vandag iets ervaar van die vaderhart en grootheid van God. Glo dit, ontvang dit en maak dit jou eie vandag. Die Here sê vir jou deur Hooglied 5 vers 2, maak vir my ook my beminde bruid, my duif, my volmaakte. Maak ook vir my. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U 'n liefdevolle en waardige God is. Dankie dat U ons volkome aanvaar en onvoorwaardelik liefhet. Help ons om dit te glo en die liefde elke dag te ervaar. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Kom ons sluit af deur saam te sing Psalm 18. Ek het U baie lief, Heer.
ontvang nou die seën van die Here. Die Here seën jou en bewaar jou. Die Here laat sy aangesig oor jou skyn en wees jou genadig. Die Here verhef sy aangesig oor jou en gee jou vrede, voorspoed, liefde, wysheid, goeie gesondheid en 'n lang lewe. Jy het geluister na die oggendedediens wat gelei is deur Jurgen Ras, leraar van die Markus Gemeente Pretoria. Indien jy enige vrae het rakende die diens, is jy welkom om Jurgen Ras te kontak by 012 460 4826. 012 460 4826.